Gefokus. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n ander manier van seremoniële godsdienst in die protestantse kerk ook. Ek wil graag vir julle so 'n bietjie op 'n ironiese en so 'n bietjie op 'n spottende wyse die saak so hanteer. Kyk die donkie en word die donkie. Voor ons by hierdie tema kom ons by die reg, kyk eers na die regte saak. Waar weet jy die Here is met barmhartig? Waar sien jy die Here is met barmhartig? Waar voel en beleef jy die Here is met barmhartig? En dit is in sy woord. Soos Petrus gesê het, hier is die woord van God wat kragtig teenwoordig is. En deur hierdie woord met my praat. So as ek hierdie volgende gedeelte lees, is dit die teenwoordige Here Jesus Christus wat so met my praat deur hierdie woorde. Daarom moes hy in elke opsig gelyk word aan sy broer, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon word, om as offer te dien tot versoening van die volk se sonde. Want omdat hy self gelei het toe hy versoek is hy in staat om die wat versoek word te help. Ek het vir gelees uit Hebreërs 2 en dit is vers 16 tot 18. As ek hierdie verse lees, is die Here Jesus Christus met my teenwoordig en dis hy wat vir my die volgende sê: Ek is jou barmhartige en getroue hoëpriester. En hoe is ek vir jou barmhartig? Dis nie sentimentele koppie vry ruggie krap nie. Die Here sê hierso: Ek het gelei toe ek versoek het. Bedoelende ek is deur sondes versoek en ek het nie toegegee. En daarom is ek in staat om die wat versoek word en toegee te help. En daar kry jy die volle openbaring van die teenwoordige Here se barmhartigheid. Barmhartig is ek die offer om vir jou versoening te bewerk, dat ek jou barmhartig sal wees wanneer jy toegee aan sonde. En ek sal getrou wees en ek sal die offer wees. Jy gaan vir niks gestraf of geoordeel word as jy toegee aan jou sondes. Want ek het in jou plek gestaan as die een wat nie toegegee het en veroordeel het. En nou ken jy my barmhartigheid. Dis mos, jy voel die Here se barmhartigheid as jy dit hoor. Jy ken die Here se barmhartigheid. Jy leef die Here se barmhartigheid deur die woorde te glo. Maar kom ons kyk die donkie. Ek wil vir julle 'n insident vertel wat op die NG Kerk se noordelike synode plaasgevind het. Dis die gemeentes van Pretoria tot Messina. Ek was self as dominee van die NG gemeente Leboegoed daar teenwoordig en die synode is so geopen. Een van die spirituele leiers het op 'n groot skerm wat almal kon sien, het hy 'n skildery van een of ander groot bekende skilder op die skerm gegooi en is donkie. Dis hoe ons nou open nie met die woord van die Here nie. Dan gooi hy 'n prentjie van die donkie hierbo teen die muur. En nou sê hy, nou kom die opdrag, dis daai ondraaglike laste waarvan die Here in Matteus praat. Hy sê, nou moet jy na die donkie kyk, want dis die barmhartige Samaritaanse donkie. En as jy moet nou so stip na die barmhartige Samaritaanse donkie, en daar's nie 'n Samaritaan nie, is net 'n donkie. Dat jy die barmhartigheid van die Samaritaan kan belewe, 'n deel van jou lewe kan word, en die barmhartigheid van die barmhartige Samaritaan kan uitdra. Een van my kollegas in die kerk is 'n jong dominee wat langs my gesit het. Na rukkie het hy gesê, ek het ADHD. En ek het nou daardie donkie gekyk en hy lyk al soos 'n perd, maar ek beleef nog niks. Maar kan jy dit hoor? Dit is net soos 'n kerk. Maar in plaas van die kerk, nou moet jy na 'n skildery van 'n bekende ou kyk en hy sê vir jou dis die Samaritaanse donkie. En dan moet jy wat sien? Nou moet jy presies dieselfde ervaring kry by hierdie donkie waarna jy kyk as wanneer jy die woorde lees. Daarom moes hy in elke opsig van sy broers gelyk word sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kan wees om as offer te dien tot. Jy moet daai belewings, moet jy nou kry as jy die donkie kyk terwyl jy dit nie lees. Deel van daai synode was 'n
vir my een van die vernederendste oomblikke in die kerk. Want net nadat ons na die donkie gekyk het en almal komstig nou barmhartige Samaritane geword het wat barmhartigheid in hulle harte het, gooi hulle toe 'n foto van 'n kerkraad van 'n NG gemeente teen die skerm, so uit die 1920-30s. Dis die tyd toe my oupa 'n ouderling in NG Kerk was, in Germiston Suid gemeente. En toe lag almal. En hulle motiveer mekaar. En die voorsitter het so 'n bietjie wenke gegee waaroor jy moet lag. En jy moet lag oor die manier waarop die kerkraadslede aangetrek het. Manelpakke, strikdasse en kout. En ons moet ons harte uitlag vir hierdie ou mense se konservatiewe klere. Ek kon nie saam lag nie. Dis my oupa. En ek het geweet wie was my oupa. In die Tweede Vryheidsoorlog was hy 'n kind wat nie kon skool toe gaan nie en hy het net standaard 2 gehad. In 1917 is hy die eerste kriel wat uit die Kaap in die verstedelikingsproses van die goudmyne in die Oosrand en die Rand moes ingaan. En al werk wat hy kon kry en kon doen, was om 'n bakkerskar lorry te dryf, nadat sy privaat inisiatief om 'n wassery te probeer begin deur die groot griep vernietig. En as jy na die ou bakkersfoto's kyk van daardie tyd, waarop hy sit hy langs die bestuurder, en hy sit met 'n pak klere, 3 stuk onderbaadjie met 'n goue kettingkie wat uit. Dit was die enigste pak wat hy gehad het. Dit is nie soos hierdie spirituele leiers wat nou geval vir my oupa en lag oor hy so aangetrek is. Hulle het kaste vol butiekklere. Dis die enigste pak wat hy gehad het. En hy het dit werk te gedra. En as hy in Germiston Suid en Elsburg gras gesny, het dit met 'n onderbaadjie en das gedoen met 'n goue ketting. En die rede, daar was 'n diep rede daarvoor. Want ons sal nie dat die Engelse myne en die industriële base van ons arbeiders maak. Ek sal met die waardigheid leef en dit met my klere wys. Dis hoe hy huisbesoek gedoen het in Georgetown met pennies en sente en tikkies met hulle kerk gebou. So hulle is Germiston Suid se kerk gebou uit mense wat hulle die enigste goeie klere wat hulle aangetrek het om eerbied aan die Here te betoon en nie verneder te word as net nog 'n arbeider in die wêreldindustrie van die Britse ryk. Nou sit almal en lag vir my oupa. En terwyl hulle lag, stap daar 'n dominee. Ons het by ontspanningsoord, as is nodig, stap daar 'n dominee wat nou net in die swembad gespring het met 'n wit swembroek en 'n wit T-shirt. Stap hy so tussen die tafels, bietjie pronkerig en vermagerig en deurskynend. Die swembroekie is deurskynend en die T-shirt is deurskynend. Nou moet ons na sy kaal lyf kyk. Terwyl hulle lag, vir my oupa met sy manelpak, sy strikdas, om net deel van die waardigheid van die Here se kerk te wees. So, wat het daai donkie die synode gehelp? Hulle het nou net na die donkie gekyk, en toe is hulle almal barmhartige Samaritane, maar met 'n wreedheid in hulle harte verneder hulle die mense wat die kerk gebou het waarin hulle nou sit, as geestelike spirituele leiers. Met 'n totale minagting vir die enigste vorm van waardigheid wat mense gehad het. En dis toe dat ek Jesaja 14 weer in my hart gehoor het in die woorde van die Here. As jy afgod aanbid, sal ek met jou praat asof ek ook 'n afgod is. En as jy my in 'n donkie raak sien, sal ek jou 'n donkie maak en dat iemand na jou kaal lyf moet kyk. Nie nou as 'n dominee met 'n manelpak nie, maar 'n dominee met 'n deurskynende swembroek op 'n synode sit. En sal ek jou so blind maak dat jy met jou geestelike belewennisse en donkies teen 'n muur nie die ontferming van die Here sal ken.
seremoniële godsdiens is wreed. Dis altyd hierdie, ons is die nuwe geestelike en die oues was die tradisionele mystikus, want hulle hou nie vas aan die woord van die Here. Kom ons hou vas aan die barmhartigheid van ons teenwoordige Here. Kom ons wees verskriklik versigtig vir die barmhartigheid van spirituele leiers wat na 'n donkie gekyk het. Baie dankie.